Hallo. Hi Erna, dis Karen Loots van Radio Fynbos. Hoe gaan dit by jou? Goed, dankie met jou, Karen. Nee, baie goed, dankie. Ag Erna, net ter wille van ons luisteraars wil ek sommer net gou vir hulle laat weet dat ek gesels met Erna en Erna is daar van Mission Coffee. Nou, ons almal het die stalletjie al gesien en al die dinge, maar ek wil graag by jou weet, jy moet met ons gesels. Die hele Mission Coffee, waar het dit begin? Dan Karen, my storie begin basies by my hart vir nasies en ek dink ook God se hart vir nasies en natuurlik die wil of die lus vir goeie koffie. Ek hou van goeie koffie. Ja. En ek het toe op 'n stadium het ek gesit en dink oor ek bly in Stilbaai. Ek is gelukkig getroud, ek het kinders en ek kan nie sommer net my goed oppak en op 'n sending uitreik gaan nie. Maar omdat ek hier in Stilbaai woon, het ek gedink daaraan, maar wat kan ek doen? Hoe kan ek hier waar ek woon en in Stilbaai bly, hoe kan ek 'n verskil maak vir nasies? En die idee het by my opgekom, dit was eintlik 'n droom wat ek 15 jaar terug gehad het, om koffie te rooster en dan om die koffie te gebruik vir juis vir nasies. En dit is waar die naam Mission Coffee ook vandaan kom. Want dit is nie net 'n missie om die beste koffie te kry nie, maar ook die mission om ander nasies te bereik met die goeie nuus. Ja, dit is so wonderlik. En hoekom spesifiek koffie, Erna? Wel, ek dink koffie is een van daai dinge wat 'n taal is wat oor kulture gaan. Ja. So baie mense hou van koffie. As jy dink om te gaan koffie drink, dan beteken dit jy gaan ergens sit, jy gaan rustig wees, jy gaan gesels, jy gaan luister. Dis soos 'n omgee ding. Ja. En ek het ook besef die koffiewêreld is regtig verstommend gekoppel aan die evangelie. Daar is soveel mense wat koffie reg oor die wêreld gebruik om sending te help te help en ook dan om mense te help wat in lande bly wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. So is een van die mense waarby ek koffie kry van Brazil. Ja. En hy het op 'n plaas gewerk in Brazil en iemand het hom daar die evangelie vertel deur die koffie wat hulle daar aangekoop het en hy voer nou die koffie in Suid-Afrika toe en hy is besig met uitreike in Kaapstad. Sure. Dit laat my amper dink as 'n mens dink in terme van die ouer jare of jy weet die ou tyd. Dan dink 'n mens aan mense het saam om 'n tafel gesit en brood gebreek. En is waar wat jy sê, vandag breek ons nie noodwendig meer brood nie, maar ons sit en drink koffie saam met mekaar. So dis so waar. Absoluut. Ja. Absoluut. En dan wat maak jou koffie dan anders as dit wat ons sommer in 'n winkel koop? Wel, ek sou sê Mission Coffee is anderste in die feit dat dit artisan gerooster word. So dit is klein hoeveelhede, dit word plaaslik gerooster. Dit is vars gerooster, wat met ander woorde 'n beter aroma gee, beter karakter, profiel, smake uitlig. En natuurlik gebruik ek net van die beste bone en dit is bone wat goeie gehalte is. Ek hoor jou, ja. En dan as ons nou dink prakties, nê, hoe verbind so 'n sak koffie iemand aan sending? Wel, ek rooster die koffie, so wanneer jy koffie by my koop, gaan 'n deel van my profit vir sending. Spesifiek het ek meisie ondersteun wat op Logos Hope was. Ja. Logos Hope is 'n skip van operasie mobilisasie wat reg oor die wêreld gaan om uit te reik na mense. Hulle het mos die grootste boekwinkel, maar daar's baie wat Christelike boeke daar is. Ja. En dan so ek het haar ondersteun en dan ondersteun ek ook operasie mobilisasie. Goed. En my idee is ook om dan ook etes en koffie aan te bied waar mense kan iets sien van die kultuur van een van die nasies of van die lande wat ek ondersteun, waar ek sending ondersteun. Sure. Jy weet, jy praat nou van daai operasie mobilisasie en jy praat spesifiek van die skip met die boeke. En dit vat my terug na 'n gedagte, ek dink ek moet dit net deel, hoe ek eenslag in Kaapstad het hulle vasgemeer of wat noem mense dit, was hulle in die hawe
en hulle het videoetjies gewys van, jy weet, al die uitreike wat hulle doen reg oor die wêreld en so aan. En ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Dit is 'n prentjie wat ek weet nie meer wat die seentjie gesing het nie, maar ek weet net as ek dink aan om die Here te aanbid, dan dink ek aan daai kind. Hy was 'n klein Filippyn. En hy het so gesit in die jy weet die village waar hulle nou ook al was en hulle het gesing en hulle het 'n liedjie in Engels gesing en dan natuurlik die kinders saam gesing. Maar daai kind het uit volle bors dit letterlik amper geskree soos wat hy sing. En ek weet nie, dit was 'n prentjie wat my net nog altyd bygebly het van, jy weet, wanneer 'n mens die goeie nuus aan iemand vertel en daai nuus is 'n gewaarwording vir my gewees in daai kind se manier van hoe hy sing. So, wat 'n wonderlike missie om van deel te wees, nê? Nee? Ja, en ek daai wat jy sê van Logos Hope, ek het die voorreg ook gehad om 2 keer op die skip te werk. Waar hy vasgemeer was in Kaapstad. En dan is mens daar vir 2 weke en ek het dit is soos hierdie groot netwerk van verskillende kulture wat op die boot is. En dan gaan hulle doen uitreike in van die armste dele in Kaapstad. En net die wonderlikste wat jy nou vertel het van, net hierdie wonderlike gewaarwording wanneer jy 'n klein kind sien en hulle begin daai liedjies sing en daai gesiggies helder op. En ek het ook met Mission Coffee van die koffie saamgeneem toe en natuurlik vir baie van die mense op die skip gegee om te drink, wat dit natuurlik baie geniet het. Ja, nee, hoorie, ek sal vir jou sê ek sit nou met trane in my oë en ons gesels vir koffie, maar dit is duidelik dat dit is definitief die Heilige Gees wat in die saak is. Dis soveel meer as net koffie. So, Erna, kom ons gesels oor plaaslik. Waar kan ons plaaslike burgers van die Mission Coffee proe of koop of hoe word hulle deel van dit? Ek het baie goeie nuus gekry of opwindende nuus. Ek het verlede week gesels met Mariska van Fresh Lemon en hulle bedien nou by Fresh Lemon Mission Coffee. Oh wow. Hulle ek het vir dit geneem en sy het dit geproe en sy was net absoluut oortuig dis die beste koffie. Oh wow. En jy weet hoe Fresh Lemon is, hulle is ten volle vir vrouens en plaaslike entrepreneurs. Hulle doen goeders op 'n gesondheidswyse. So ek is regtig opgewonde. So as jy Mission Coffee nog nooit geproe het nie, gaan asseblief na Fresh Lemon en hulle sal Mission Coffee vir jou bedien. Dan verkoop ek dit ook by die OK en by Spar. Hulle is regtig waar probeer om die plaaslike entrepreneurs te help met hulle produkte. En dan by Brugmark, ek rooster ook vir Legendary Coffee. Ek dink almal het al gehoor van Gustaf met Legendary Coffee. En by sy stalletjie langs sy stalletjie sal jy van Mission Coffee se koffie verpak sien in kilogramme, 500 gramme en 250 gram. En jy kan dit dan by hom ook koop en dan natuurlik kan jy ook direk by my koop via WhatsApp. So as jy op die WhatsApp gaan, dan sal jy sien daar's 'n besigheidsikoon, jy druk daarop en dan kan jy van die produkte sien en jy kan dan besluit watter ene. Dit word na my toe gestuur, ek stuur vir jou die bevestiging, jy betaal die geld en jy kan dit sommer by my kom optel of ek laai dit sommer vir jou af. En ek het ook 'n webwerf. Die webwerf is missioncoffee.co.za en jy kan ook daarvan bestel. Daardeur bestel en ek kan dit ook, sien maar jy bestel dit van oorsee af of elders, kan ek dit ook laat aflewer in Suid-Afrika, enige plek in Suid-Afrika of natuurlik in Stilbaai sal ek regtig moeite doen om dit vir jouself te gaan aflewer. Sê vir my net nog Erna, as ons vir jou 'n WhatsApp wil stuur, wat is die nommer wat hulle kan gebruik? So dit is 'n Mission Coffee se WhatsApp nommer is 082 344 7873. 082 344 7873. Ag, dit is wonderlik. En dit was so lekker om met jou te gesels. Reg hier onder ons neus is daar 'n goeie werk en 'n goeie saak wat ons kan ondersteun. Ons hoef nie eers ver te gaan na die nasies toe nie. Jy vat dit na die nasies toe. So, ja, dankie daarvoor Erna en mag jou besigheid geseënd wees en dankie dat jy gekuier het saam met ons hier by Radio Fynbos en bou voort op die goeie werk wat jy doen. Baie dankie Karen en dit is regtig vir my gaan dit nie net oor die goeie koffie nie.
dit gaan oor mense, oor gesprekke en oor God se hart vir die nasies in die wêreld. So baie dankie dat jy tyd met my spandeer het. Ja, dis wonderlik. Ons gaan definitief weer gesels. Mooi dag verder, hoor. Dankie. Totsiens. Bye.